Die vraag aan Dawid was, wat kan een klein man doen? En Dawid het geantwoord, wat kan een klein man doen? Nie doen, as hy gaan in die naam van God Almagtig nie. En dieselfde met ons. Wat kan ek tog doen? Wat 'n verskil kan ek tog maak? Wat 'n impak kan ek tog hê? Ons kyk so na ander mense, maar ek wil dit doen soos hulle dit doen, of ek vergelyk myself met, ek moet so lyk, ek moet dit aantrek, ek moet soveel weeg, ek moet my hare so maak, daai persoon doen dit so in hulle huwelik, of in hulle ministry, of in hulle werk. Ons vergelyk onsself so erg met die wêreld. Maar ek wil gou nog vir julle 'n storie vertel van hierdie plaas waar ons op bly. Dit is soos, ja, dit is soos 'n stukkie hemel op aarde. Dit is groen en lush en riviere en blomme en bome en verskillenis. En ek dink nie, okay, hier's sulke klein persblommetjies, maar hierdie spesifieke persblom, dit was 'n troue gewees. En so, hier's glad nie so blom op die plaas nie. En so waai daai blom toe na die troue, die blomme maar nou gewaai en die saadjies val. En so 2 jaar later, oral op die plaas is hierdie persblom. En hoekom vertel ek nou vir jou hierdie storie? Hierdie mooi persblom wat nog nooit tevore op hierdie plaas wat nou hier is. Ons wil baie keer doen wat ander doen, lyk soos ander, lyk ander, maar hier is hierdie pragtige blom. Jy in jou area, in jou konteks, jy weet nie wat se verskil jy kan maak totdat jy dit gaan maak nie. Ja, daar is miljoene ander mense wat dit doen. Ja, daar is miljoene ander mense wat so lyk en dit, maar daar is nie jy nie. God het vir jou spesiaal met 'n spesifieke fingerprint gemaak. Jy het 'n impak wat jy in jou lewe kan maak. En wat se impak kan jy nie maak as jy dit in die naam van Jesus doen nie? Jy kan daar's geen ding wat jy dan nie kan doen as jy dit in die naam van liewe Jesus doen nie. En die wonderlike ding is, as jy gaan rus in hom, en nie compromise nie, die Here sê in Ecclesiastes 4 vers 1, I know that whatever God does, wat ook al hy doen, dit hou vir ewig, en niemand kan daarby byvoeg, en niemand kan daarvan wegvat nie. So dit is so ongelooflik, die werk wat God binne in jou doen, en deur jou doen, niemand kan dit by dit add of van dit wegvat nie. Hy doen dit vir sy glorie. En daar staan in 1 Peter 4 vers 10 tot 11, Each one of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So God se genade wat hy vir ons gee om ander mense te serve in die verskillende maniere. So serve ons almal met elke liewe, met ons gift wat hy vir jou gegee, die spesiale manier hoe hy jou gemaak het. En baie keer stop mense dan so, okay, maar ek is nie spesiaal, of ek weet nie wat van my spesiaal is nie. Maar ek beloof jou, ek weet ook nie wat se gift ek gekry het nie. Maar moenie fokus op die gift nie, fokus op God. Fokus op God en hy sal dit doen. Gaan rus in hom en hy sal dit doen. Maar weet vandag dat jy is spesiaal en jy is waardig. Jy hoef nie te lyk soos die een langs aan jou nie, jy hoef nie te doen wat die een langs aan jou doen nie. Gaan rus in God en volg God se voetstappe. Gaan vergelyk jouself met Jesus. Volg sy voorbeeld en die res sal volg. Okay. Die res van 1 Peter 4 is ook baie cool, julle moet dit gaan lees. Okay, maar dit is dit. Wees jy, want jy is goed genoeg. Okay, bye.